Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai het vir my weer gejaag, so hoor ek dit nie. Soms hoor ek maar net, almal nie. Dit is die 29ste April en jy luister na Klets net op Afrikaans.radio. Dankie dat jy luister. Colleen, hoe gaan dit? Ja, nee, gaan alright Matthys. Gaan dit right? Ja, nee die week Laaste week. Week het sommer vroeg laaste week van April het sommer vroeg sy hol in 'n krul vir my geruk. So we're still going strong. Nou het ons kameras ook Net by. ons kameras ook. So ja. Nou kan jy vir ons kyk. Dis verrassing op Jy kan verrassing nog hierdie nie. week. Jy kan nog nie vir ons kyk nie. Kan jy nie vir ons ons kyk? Ons toets dit nog. Jy kan volgende week kan jy vir ons kyk. Wat toets ons nog steeds? Ja. Dis maar julle twee manne is perfectioniste. Ons toets 'n ding okay. raak. Okay. Oh. Delivering a quality product. Okay, nou sit jy nogal pressure, maar okay. Ek dink ons gaan okay wees. Ek daag het op en kom praat 'n bietjie kank. So jy sê April jy het nie goed hanteer nie. Nee, hy het my goed hanteer, net moer besig, Matthys. En dit voel vir my soos 'n fever dream, party dae. Ek kom letterlik op stadiums en dink ek, het dit gebeur of was daai 'n droom? Het ek dit gedroom? Maar dink jy dit is ouderdom? Want ek grappel nogal die afgelope ruk baie met die ouderdom vraag. Ek dink dit is dalk die afgelope 2 dae met ek my bril het nie en ek begin besef hoe blind ek raak. So dit is daai, ek meen dis tekens van ouderdom. Ek vergeet goed. Ek loop in 'n kamer in, dan weet ek nie hoekom is ek daar nie. Ek soek goeders die hele tyd. Ja, ek wil nou so graag uithol daaroor, maar kan nie, want I'm going through the same thing, my friend. I'm going through the same thing. Ja, die verkeerde kant van 45 wat sê of 40. Is nie vir sissies nie. Ek dink is ook omdat as 'n mens so besig is in die een ding op die ander ding op die ander ding. Jy weet jou brein het pauses nodig tussen take. Om te gaan file. File, om te recuperate, om te gaan net reset en te sê, okay, nou is ek reg vir die volgende ding. Maar ons gaan net van die een ding op die ander. Party keer is jy besig met meer as een ding op 'n slag. Ja. En ja, dan begin die lewe vir my voel soos 'n fever dream. Maar all good, die winter hy is, my vriend. Hy's lekker. Hy's lekker, so nee. lekker. Ek moet vir jou sê, I missed it. Winter, she's not coming. She came. She came. In our face. En nou sit ons nou hier so lekker in Gauteng en dit voel amper soos 'n Kaapse winter, want dit reën nog al die pad, so dis heerlik vir my. So dit lyk vir my daar is die Kaap, ek meen die Kaap het verlede week oorstroom. Gedeeltes in Durban, Stellenbosch en ja, die noordelike gedeeltes. Ja. Met heeltemal oorstroom, maar ek meen ons het 'n moeë hoeveelheid reën nog gehad hierso. En ook disclosure, hier is die 24ste April wanneer ons opneem. So dis maar dit voel ons is die 29ste. Dit voel ons is die 29ste. So ja, die reën is net nie goed vir die paaie nie. Ek meen die potholes op hierdie stadium is iets atrocious. Ja, almal ry asof hulle dronk is. Ek haat dit om te ry lately. Veral as dit reën of in die donker. Ja, want jy kan nie die pad al sien nie. Nee, daar is ek nou regtig soos 'n ou tannie. Ek ry nie meer in die donker nie. Ja, en ek sit die musiek lately af. Ek Doen jy sit dit dit? sagter. Doen jy dit? Ja, as ek moet fokus of konsentreer. Ja. So as jy by 'n besige interseksie aankom waar die verkeersligte nie werk nie, dan sit jy die musiek. Ja. Of as ek moet parkeer of iets so, dan sit ek die musiek sagter. Ja. Okay. Ja, I'm that old person now. Yeah, you've been that for a while though. Ag, dankie Colleen. Of jy die bemoedigheid gehad vir 'n rukkie al, die knorrigheid, nie 'n bemoedigheid nie, jy's nie 'n bemoedige mens nie, maar die grumpiness het jy daarom nou al 'n rukkie. So die res is nou besig om op te vang. Ja, ek is mos 'n old soul. Weet. Moes lank begin plek soek in die ou huis, Matthys. Op die trant wat ek in jou aangaan nie. Meeste aftreeoorde dink ek kan jy op 55 al intrek. So dit is basies vir 10 jaar, Colleen, kan ons aftrek in 'n intrek in 'n aftreeoord. Eet 'n bietjie daaraan. Kan jy imagine oor 10 jaar trek ek en jy in 'n aftreeoord. Well, ons het genoeg geriatric vriende. So. Maar kan jy dink hoeveel kak gaan ons maak? Ek weet nie of ek sal nie. Dink ek sal net rustig my ding doen. Dit sal eintlik vir my heerlik wees, 'n bietjie stilte en vrede. Alhoewel ek het al stories gehoor van hierdie aftreeoorde, Matthys. Ek wil net vir jou sê. Kyk, as jy gedink het in die begin van Silver Lakes daar, wat was daai estate Silver Lakes wat hulle die pineappels het as deur dan is jy 'n swinger of whatever, ja. Ja, ek het gehoor by van die aftreeoorde is daar soos regtig probleme met sexual transmitted diseases. Want al soveel meer tannies as ooms en lyk my een van die ooms het nou besmet geraak met een of ander STD en toe steek hy 'n hele gang aan van tannies met STDs. Toe steek hy 'n hele gang exactly, aan. It was well positioned. So, ja, ek maar nog nie koud, I guess. Wel, ek meen baie vrouens bereik eers hulle sexual peak na 50, né?
Rare. Nie almal nie, maar daar's baie vrouens wat eers hulle sexual peak. Soos na menopause. Nee, perimenopause. Perimenopause is 'n weird ding. Dis 'n baie weird ding. So jy kry warm, maar jy's jags. Ja, jy het nog nie jou jagsheid verloor nie. Okay. So lus beskaam nog nie. En onthou so wat vrouens mature, ek dink nou aan die gesprek wat ons gehad het byvoorbeeld Maritza ook. Ja. Ons het ook genoem. So wat 'n vrou mature raak, jy bietjie meer comfortable in jou lyf en jy weet wat jy van hou en wat jy nie van hou nie. En dit vat jou jare om dit uit te figure, want as 'n jong girl wil jy maar net almal please. En dan gee dit ook al ding van jy's gemakliker om dit te voice nie. Ja, nee, So ek meen dit is nou van ek like hierdie nie. Ja. En Ja, as jy nie nou met iets anders op voor 'n dag kom nie, kan jy maar so lank gaan. ja. Kry so lank jou Uber. So, Ja. Ja, I'm done. Ja, en mans neem weer af. Ja, maar kyk, die ander ding is Matthys, mans neem dalk af, maar nou wel nie net nou nie, 'n paar jaar na al het ons nou daai blou pilletjie. Wat ek glo ook die oomies mal is voor. So. Ja, ek vind daar's blou pilletjies, daar is goed soos wat Kalahari horing, het ek nou daar gesien. Dis een of ander pilletjie wat jy nou kan koop, maar kruitjie of iets soos dit. Ek sien dit oral so adverteer op social media. Allerhande sulke tipe van goedjies. So ja, nee, ek weet daar's baie hulp. As jy lus is, dan gaan jy hom maak werk. Ja, nee, verseker. Ja. Hoe het ons nou hier? Ek weet nie, want ons het soveel ander topics gehad. Ja, goed. Okay. So daar's 'n paar ander goedes waaroor ons gaan chat vandag oor ja. Met algemene bietjie wat in die nuus aangaan, my en Colleen se opinies natuurlik en dan jy 'n bietjie statistiek vir ons gebring. Interessante statistieke, ja. Ander storie. So kom ons kop dalk gou af met die belangrikste goeders wat die afgelope week in die nuus gebeur het. Is eerstens dat everyone is acting in the police at the moment. Ons het It's now Hollywood saps. Exactly. Ons het nou 'n acting minister van polisie en nou het ons ook amptelik 'n acting national police commissioner. Ene luitenant-generaal Buleng Dambane. Ja. En ek dink ook dis die eerste vrou sover ek kan onthou en wat in die posisie is, although it's acting. Maar interessant ook wat ek laat gelees het, is dat nog nie een van die polisiekommissarisse van post 1994, behalwe die heel eerste een, het hulle termyn uitgesien. Want ons sit met Becky Cele. Ja, die grootste krimineel. Yep, ons het gesit met, wat is daai ander ene? Ek kan waar het ek dit gesien? Maar daar was 'n hele spul, eintlik almal, behalwe die heel eerste ene in demokratiese Suid-Afrika, wat sy termyn uitgesit het. Die ander het almal... Hallo nie. Is, ja, Becky Cele van 2000 tot 2008. Hy is verwyder as gevolg van korrupsie en waarvoor hy later in die tronk was. Kyk, dis eintlik al wat hy in die polisie gedoen het, was steel. Nee, wat het ek nog gesê Becky Cele of ek gesê Jackie Celebi? Nee, Jackie Celebi. Ja, hy was hier, ja, ek onthou hom. Hy was 2000 tot 2008. So hy's ontslaan uit sy pos uit as gevolg van corruption. Dan Becky Cele was 2009 tot 2011. Hy is ook verwyder omdat hy implicated was in 'n leasing scandal related to police buildings. Dan Nhlanhla Mkhwanazi, hy was die provincial commissioner van KwaZulu-Natal en hy het geact, maar net vir 'n jaar. En toe is hy verwyder as gevolg van politieke onderstrominge. En is hy het ook is hy nie die oorsaak van hierdie commission nie? Ja. Hy's die oorsaak van die Nhlanhla Commission. Dan Ria Piega. Ons het 'n vroutjie Ons gehad. het 'n vrou gehad, onthou ek nou. Ek onthou vir Ria Piega, sy het ook altyd so hoedjie gedra. So sy was 2012 tot 2017 en sy is gesuspend in 2015, alhoewel haar kontrak eers in 2017 uitgehardloop het. En dan het ons Kekala Sithole gehad 2017 tot 2022 en die ene het SAPS prematurely verlaat en was onder mutual agreement op 'n lang periode van special leave. Dis die beste tipe leave, né? Ja, special leave. Because you still get the salary. Ja, en dit is presies nou met ons Fani Masimola
En hy kry nog steeds 'n salaris. Is hy gespend met salaris? O, dis wonderlik. Ja, Dis hoe ken jy wonderlik. vir Cyril? Okay. Cyril gaan mos nou nie mense se spend as hulle nie 'n salaris gaan verdien nie. Ja, ek het gesien hy het toe nou 'n groot aankondiging gehad vir die media om nou hierdie nuwe commissioner aan te kondig. Ja, die 23 April. Ja. En ook om die suspensie van Fani Masemola aan te kondig. Ek het dit nou nie gekyk nie. Ek meen daar's veel beter dinge om te doen, maar ek het nou net van die berigte op social media gemaak. Toe ek die foto daar sien, toe dog ek dis eintlik die land se grootste krimineel wat nou hier ons polisie commissioner aankondig. Ek meen Okay. Ja. die polisie commissioner moet eintlik hom net daar se muur in kaf sit en hom march na die naaste tronksel toe. Ja, ou squirrel. Ou squirrel. Ou cupcake. Mal vir Dink ou geldjie. hy sal 'n lekker cupcake vir iemand wees daar in die tronk. Kan jy dink? Ek wil nie eens daai image in my kop hê nie. Baie dankie. Maar die luitenant De Pane se aanstelling het natuurlik ook 'n klomp ander opinies ontlok. Van die politieke partye is baie gelukkig oor die aanstelling en sê dis 'n goeie presedent wat geskep word. Omdat Masemola nou dadelik op suspensie geplaas is as gevolg van sy doen en late Sy handjie nie tol. met Vusi Cat Matlala. So Hoe gaan dit met hy Woesie kat daar in die tronk? Want hy is nog steeds in die tronk. Hy het mos nie borgtog gekry nie. Nee, hy is nog steeds in die tronk. So hy en Fani is Mei maand. Kom hulle nou weer saam voor. So Okay. Ja, want hy het mos so gemounik op 'n stadium toe aansoek gedoen vir borgtog om te sê dit is inhumane conditions waarna aangehou word. Ja, dis nie die tronk, bro. Ja, mens nie met die tronk. Ja, it's not inhumane. Dis net die Maar tronk. waar dit gaan. Ja, jy kan nie Dis elke nie dag verstaan vir jou Louis lekker te Vuitton- wees daar nie. Nee, en ek meen om Pieter maak is spesiaal nie vir jou lekker nie. Hy laat jy brood bak, jy werk 'n bietjie in 'n tuin. So ja. Maar kom ons kyk, die einste girl, hoekom daar opinies daaroor is sy was die CFO van die polisie mag gewees. En sy het actually hierdie spesifieke kontrak waaroor tussen Musi Cat Matlala en Fani Masemola het sy geflag vir further investigations. En sy was al voor die Nasionale Kommissie gewees en sy het haar gedeelte gegee om te sê dat sy is nie deel van operasionele goeders nie. Dit waaroor die Nasionale gaan is operasioneel, maar sy was bewus van hierdie kontrak en sy het dit geflag. So die tweespalk nou is buitekant is dit het gebeur op haar watch. Jy was die CFO. Jy het dit geflag, maar nog steeds was die eerste 28 miljoen uitbetaal voordat die kontrak omgedraai is. So hoe skoon is jou hande of het jy net gesien ander mense se hande is vuil en jy het nie regtig iets daaroor gedoen nie? Ja, Matthys, ek weet ook nie. Aan die een kant was ek ook bemoedig toe ek gehoor het, jy weet sy het die history van sy het al goed geflag en in die openbaar uitgebring. Maar weer eens, ek trust niemand in die regering nie. Nee, jy moenie. Nie hun enkele een op hierdie stadium. Nee, jy moenie. Nee. So ja, ons wag maar en kyk wat doen sy. Sy lyk bitter beïndruk met haarself en vol selfvertroue, so kom ons hoop dit hou. Ek dink ook nie dis die maklikste job nie, Matthys. En as 'n CFO van die polisie, ek meen dit is die job wat ek die minste sal wil hê. Want kan jy dink hoeveel goed word daar eintlik geflag? En as jy nou dink aan daai bureaukrasie en net almal wat gekonnekt is met almal en almal wat ietsie op jou het, jy weet nooit en daai ouens is dangerous ouens. Hierdie is cowboys, man. Ek meen ons het nou gesien hoe gevaarlik is die polisie. Ja, nee, hulle voel niks om jou familie te bedreig of jou te bedreig of so ja, ek dink hulle deel met soveel ander dinge wat ons nie van weet nie, dat even al flag een persoon in enige bureaukratiese situasie 'n ding, is daar dalk 50 ander mense wat sê ons stem nie saam nie. Ja. En daai 50 lower your mense flag, lower your flag. Politieke invloed. So dan stem ons maar gewoonlik saam met hulle. Ja. Dis mos maar hoe dit werk. Maar kom ons kyk, wat doen die girl en wat doen Hollywood van Saps? I don't Hollywood nou. Maar die plek is regtig 'n movie, Matthys. Ek meen as jy net kyk daai
Ek het nou nog weer gehoor van onthou jy Witness 7 of Witness whatever Marius somebody wat wat ook by die vermoor is. McClanga kommissie gaan getuig het of sou getuig het. Het hy getuig of hy sou gaan sou. getuig? Dink En toe hy is hy sou. vermoor die dag voor dit. Ja. I mean it's a movie. Oh. So ek meen as hierdie ouens so brutaal is dat hulle weet hierdie ou gaan môre kom getuig en goed sê, dat hulle jou sommer net off. Ja. I mean, Ja, dis dit werk. Ek vind as jy gaan kyk na die afgelope ruk, hoeveel professionele mense is actually afgemaai wat baie strategies aan spesifieke goedes gewerk het. Onthou daai prokureur van ek kan nou nie sy naam onthou nie, maar ja, daar wel was nie een hy paar. nie en onlangs nou ook daai goal. die goalkie prokureur yes. wat toe nou afgetakel is op pad hof toe. Ja. En sy het gekyk na een of ander groot myn, ek vergeet nou wat die myn is, het sy gekyk na hulle labor disputes. So ja, dit is maar it really is a movie. Ek lees nou eendag ook, ek het dit hier vir ons gaan oproep. Net kidnappings, wat is kidnappings in Afrikaans? Ontvoerings in Suid-Afrika. En Matthys, dit is absoluut skrikwekkend. Dit is 'n ontvoeringsmekka. Yes. Okay, Hier word almal daar's die nou hier sirkus. ontvoer. Daar's okay. Sofia, rustig. Polisie is op ons. Okay. Die hondepolisie, die hondeeenheid. Hondepolisie, Paw Patrol is ja. Ja, dit is absoluut skerry met hierdie ouens en hulle gaan nie net meer vir die ryk mense. Ek meen daar is 'n groot tendens. Daar's 'n statistiek wat uitgekom het net in 2024. In daai 12 maande periode is daar 16,000 mense ontvoer in Suid-Afrika. In Suid-Afrika 16,000 Ja. ontvoer. En 'n groot deel van hulle is vir ransoms. Ja. So ons is onder die toplande vir ontvoerings, saam met Nigerië, Mexico, Venezuela en dele van die Midde-Ooste. Ja, dis nie die kind of mense of lande saam met wie jy wil onder dieselfde kam geskeer word. Ja, ek meen dis byvoorbeeld jy wil nou nie daar in Mexico op jou eie gaan rondloop nie. Jy weet jy gaan dalk gevat word. Maar nou teiken hulle nie net eers die ryker mense nie. Net hierdie week was daar 'n saak gewees wat die ouens nou nie hof verskyn. Wat hulle familie van 7 ontvoer het. 'n gewone normale middelklas familie van 7 ontvoer het. So is dit ma, pa en kinders of Nee, daar was groot mense, ek neem aan is soos hulle bly almal saam in 'n huis, ouma en oupa, ek weet nie spesifieks van dit nie, maar toe het hulle aangehou oor 'n periode van 'n paar dae, hulle bankrekeninge leeg gaan trek. En éventueel is van hulle geskiet, van hulle is met messe gesteek. Een van die gultjies is verkrag. What? Bankrekeninge. So dit is nou die nuwe modus operandi. Hulle vat jou, maak nie saak of hulle net as hulle net R50,000 uit jou uit kan kry. Dan is dit vir hulle fine. Hulle sluit jou toe in 'n garage of 'n ding vir 5 dae en as jou limiet R10,000 'n dag is, dan gaan trek hulle elke dag R10,000 until you are of no use to them anymore. So ja, dit raak regtig ek vind daai the Wild Wild West. Ek hoor dat mense kan sê dit is ontvoering, maar dit is eintlik ook wat moord met voorbedagte rade is. Wat is daai Ja, dis moord. Dis eintlik moord. So hierdie ouens verskyn in die hof vir ontvoering, maar ook vir moord. Culpable homicide? Nee, dis murder. Murder, straight murder. Dis actually quite scary. Ek meen dit is een van die goedes wat ons gewoonlik van hoor, soos wat jy sê, in die higher echelons, en van die ryker en meer gegoede buurte of inkomstegroepe. Ek onthou daar was mense langs wie ek gebly het hier in Pretoria, daar op die Bult. Hulle kinders is op 'n stadium ontvoer gewees, maar hulle was fucking ryk. En hulle kinders is ontvoer. En na dit was daar soos letterlik sekuriteit wat die kinders skool toe gevat het en buite die klaskamer se deure gestaan het en oralste gevolg het. Die girltjie, die vrou, sy het 2 sekuriteitskarre gehad wat voor en agter haar ry. As sy gaan stap of draf, is daar sekuriteitsmense. I mean, I don't want to live like that. Dan is ek eerder arm. Ja, en die ding is Matthys, weet ek dink nou daaraan nou dat ek so begin lees het oor hierdie ontvoerings en goeters. Daar waar ek nou woon, is daar 'n baie duur privaat skool. Baie naby aan die winkelsentrum, aan die local winkelsentrum.
So jy sien nou baie van die kinders wat nou daar aankom saam met hulle chommies in hulle eie karre en nou 'n cappuccino kom koop, want die kinders koop ons nou nie meer drank nie, hulle koop nou cappuccinos en flat whites en Ja, daai chai lattes. Ek het nou nog stats gehoor. Die kinders drink nie meer Hulle drink nie meer nie, Wat is dit? Dis die lewe gaan vir hulle boring wees. Shame, hulle mis uit op so groot deel van hulle op soveel foute wat hulle kon gemaak het. Die beste ding vir my, ek weet ons gaan nou weer terugkom, maar die beste ding vir my van 'n babbelas, om met 'n babbelas wakker te word. Jy weet op een of ander stadium deur die dag gaan jy beter voel. Was dit vir jou die beste? Ja, want ek meen jy weet daar's iets om na uit te sien. En jy weet dit gaan op 'n stadium beter. Hierdie is nou kak, maar dit gaan op 'n stadium beter gaan. As jy elke dag nigter wakker word. Ek meen dan is dit net dit is hoe dit is. Ja, en ek dink jy sal nooit dankbaar vir daai oggende wat jy sonder 'n babbelas wakker word. Exactly. Want jy moet eers weet hoe dit voel. Ja. En jy moet foute maak, man. Jy moet 'n paar foute maak. Anyway, maar met die tipe karre wat hierdie kinders ry, is ek eintlik nogal bly hulle drink nie. Want Matthys, ek net vir jou sê, daar kom karre daar aan wat nothing under 1.5 million. Wat hierdie kinders kry. En nou dink ek hierdie is jy sit, ek weet jy wil jou kind bederf en miskien is jou kind goed en gaaf en hy is nie 'n spoilbrat nie en hy doen goed op skool en jy het nou gesien jy gaan nou vir hom die nuutste Mercedes koop as hy nou 80 op wiskunde kry en daar is dit nou. Ons het 'n chocolate gekry of R10 of so. Stywe aandruk. Ja, weet nie, maar my ma het regtig hulle was baie lui, hulle het nie hard genoeg gewerk nie. Ja, hulle kon regtig bietjie harder gewerk. Ek self aan die kant. Maar dan kyk ek die kinders en dink ek, holy shit, met die kidnapping rights in hierdie land. Jy sit 'n target op 'n kind se rug. Ja. Koop maar vir my Kia i10 of whatever. Dis nie so kar nie. Nee, ek dink nie daar is nie. Maar okay. We can make one. Sorry Dan. So It was a Hyundai. Is 'n Hyundai. I think. Ja, koop jy iets under the radar. Jy wil nie op hierdie stadium in hierdie land uitstaan nie. I don't think it's a good idea. Ja. En ja, baie mense in hierdie land. Daai sonde ore, dis nie geweerskote nie. Niemand het gepoep nie, ons beloof, nog nie. Ja, ek hoor wat jy sê, jy wil nie uitstaan nie. Veral met daai statistiek. Ek meen, ek het nie besef dit is 16,000 in 1 kalenderjaar. In 1 kalenderjaar. Dis moes shocking. 'n Ander ding natuurlik ook die link dalk nou aan daai stats is ek het onlangs net 'n klein bietjie gaan lees oor Was dit seer toe jy gaan lees het? Dit was 'n bietjie moeilik, Helene, want dit was actually nogal dit was syfers. So Matthys. ja, I know. Jy moes moeg gewees daarna, Ek was nogal moeg. Dit is hoekom ek lyk soos ek lyk vandag. Wow. Ek is moeg. So ons gaan nou oor lees praat en Uitgelewer aan die nommers. Dik jou ore. Is die hoeveelheid moorde. Daar word ten minste lyk my elke dag 30 mense gaan dood in Suid-Afrika as gevolg van gewere. So moord of skade wat aan iemand gedoen word deur means of a rifle. Hulle is geskiet. Wat jy geskiet word. So hulle sê dat in 2025 is daar 14,000 moorde in 1 jaar geregistreer wat gun related is. Ja. Wat die vorige jaar was 12,000. So daar's 'n duidelike increase met dit ook. En ek dink hoekom hierdie my oog gevang het was wat die afgelope week gebeur het in Emmarentia. Daai road rage. En ek dink gewere is dalk nou oor die algemeen 'n klein bietjie op ons vingerpunte of die tip van ons tong as gevolg van Julius Malema se saak ook. Want dit het so alweer 'n vergrootglas op die misbruik van gewere geplaas. Maar daai insident het my nog ontstel. Ja, en ek meen ons weet nou nog nie heeltemal die detail as wat het gebeur nie. Ek het nou gesien van die internet sleuths, you know. Hierdie honde is besig om die hele studio te verwoes. Okay. Ja. Ek gaan nou my geweer uithaal, julle moet pas op. Sofia, rustig. So, daar's nou baie van die tweet sleuths wat nou die video analiseer en dit stadiger maak en nou lyk dit asof die ou wat actually die 2 mense dood geskiet het, hy is eerste geskiet. Ja. En toe haal hy sy geweer uit. En toe skiet hy die man dood
wie se 2 kinders dit aanskou het. Ja, met en die 2 vrou, kinders. ek is nie seker wie, ja, daar is nog duister vir my, maar ja, en dit het eintlik maar net, dit was 'n klomp gehoetery en 'n geskreeery oor 'n parking spot, like dit my. Maar dan nou, en ja, dit is net nie moeite werd nie, Matthys. Mens kyk so om jou en hoe, weet ek het nou net op pad toe ek hier Pretoria toe geraai het, toe, ek die hoeveelheid keer wat ek het in my kar sit en my kop skud. Ek dink ek lyk soos daai regte kinddrywers wat net heeltyd gaan. Ai, kyk nou weer daai poepel. Kyk nou weer daai poepel. Dis daai moment wat jy in die spieël kyk en jy besef jy word nou jou ouers. Ja, miskien is dit ek. Maar nee, Matthys, die manier hoe mense ry, en ek weet jy ken my. Ek is nie bang vir die petrol nie. Nee. En ek dink Jy ek bestuur is 'n goed. redelike goeie Vir 'n vrou, bestuurder. vir 'n vrou Vir bestuur 'n jy vrou, goed. sê jy. Vir 'n vrou, ek dink ek bestuur beter as meeste mans. Maar dit hang mos af van jou intelligensie. Jy was mos onlangs by 'n konferensie gewees. Ja, nee, kan ons eers oor daai statistiek praat nie. Dit was absoluut absurd. Daar het die fasiliteerder vir my so klein bietjie verloor. Maar hulle mense wat op jou gat afjaag. Ek weet jy sit alreeds 'n tipiese insident wat vanoggend gebeur het. Ek sit alreeds in die vinnige baan. Okay, dit is net na 9. So daar is nog redelik verkeer op die N1. Maar dit is dan nou van Johannesburg Pretoria af toe wat in die oggende baie stiller is as in ander rigtings. Pretoria Johannesburg is volkop. Dan trek jy net maar net deur Johannesburg toe. En hier kom nou ek is jammer om dit te sê, maar julle ouetjies wat die Ford Rangers ry. Are you making up for something? Is daar probleme ergens anders wat jy vir miskien moet jy vir terapie gaan of iets. Maar want is altyd of 9 uit 10 keer is dit 'n blerrie Ford Ranger ou. Ek ry alreeds 140 in die vinnige baan, Matthys, 9:00 in die oggend. Maar jy is al reeds besig om die wet toe in te tree. Ek is al reeds besig om die wet te breek. Ja. Plus I am maintaining a safe following distance van die wait for it, die espresso voor my. Kyk, daai goedjies kan hulle is nie bang vir enigiets nie, hoor. En hierdie ou jaag op my gat af en nou sal hy op my gat sit die hele tyd. Nou 10 jaar terug sou dit vir my so bevok gemaak het, nê. Ek sou die briek begin trap het, ek sou begin signs gooi het. Ja. Ek vergeet nou wie ons is op video, ek kan nie meer signs gooi nie. Jy kan nou nog gooi, want niemand gaan dit sien nie. Ja. Nou sit ek net daar en ek is soos, dude, wat probeer jy bewys? Jy gaan nie vinniger, ons almal wil hier verbygaan. Plus, as jy nou in my gat vasry, dan start maar vir jou versekering dan. What do you want me to do? En veral teen 140 km/h wil jy nie hê iemand moet in jou gat vasry nie. Nee, preferably not. Nee, dis gaan nie lekker wees nie. Veral nie 'n Ford Ranger nie. Ek soek geen Ford ooit in my gat op nie. So is Ford Ranger nou vir jou soos wat 'n Nissan Sentra vir my 10 jaar terug was. Ja, maar die Onthou Nissan daai Sentra was so Nissan vir jou Sentra. vir ander redes. Nie omdat Ja, op jou korrek. gat gery het nie, omdat hulle soos kak ry. Ja. Maar dit is nog steeds true. As jy 'n Nissan Sentra sien op die pad, As jy hulle nog sien. As jy hulle nog sien. Jy roep hom nou 'n skor. ja. Maar ek kan jou waarborg, hulle ry kak. Nee, hulle ry almal kak. Weet nie Wat is daai karre wat ons in die TV-show gewoonlik wat ons altyd gesê is die Uber karre? Dis ook 'n Nissan Almera. Dis nou die nuwe. Hy het 'n drombreekstelsel. Ja, Hy het nie ABS kyk vir jou, ek kry nervflash. Ek het so baie geleer op daai show van karre. Yes. Maar dis nou die nuwe Sentra vir my. Ja, daai is die definitief Nissan Sentra. Almera. Ja. En so 'n foreigner agter die stuurwiel. Ja. En dan het jy 'n Uber. Dan het jy dit. En natuurlik dan my area, ek het ook vertel van die Uber Moto Go's. Uber Jy het nou reg gesê. Uber Moto Go, ja. Die motorfietsies. Die motorfietsies. Ja, die Here moet vir my help. Matthys, daai ouens, ek verstaan nie. Ek het nou actually van hulle begin sien met actual passasiers op. Ja. Ek weet ek sien nou dag kom 'n ou by my verby, maar ons sit in traffic, nê. Ja. Ons almal staan so half stil en ons beweeg so nou en dan so 20 km/h beweeg ons 10 meter verder. Nou kom hierdie Uber Moto Go met 'n passasier op, maar die ou soos gooi verby 'n kar en dan breek hy. Gooi verby 'n kar en dan breek hy. En nou die passasier se helm klap heeltyd teen sy helm. Ek dink kyk, jy moet regtig desperate wees om by 'n plek uit te kom
om op daai motorfiets te Ek wil klim. gaan kyk of ons in Pretoria kry en hoeveel kos dit. Dit sal net interessant wees. Ek Ek sal dit nooit doen nie. Ek het ook gewonder, ja, hulle is volop in Joburg en in Midrand. Dis die ding in Midrand nou. Ja, okay, maar Midrand, ek wil nie baie sê oor Midrand nie, maar ja, dis special. Ja. Maar ek sal 'n bietjie gaan kyk op die app as ek nou weer in Midrand is. Kyk of ek dalk net eendag vir shits en giggles een kan boek. Ek sal betaal, maar ek gaan nie opklim nie. Maar as jy hom gaan boek, gaan jy bietjie met hom chat. Ek gaan 'n bietjie met hom chat, ja. Fantasties. Ek sal betaal vir 'n chat. Ja. Ja. Wat ek nou gesê, o ja. Die groot ding wat ek wonder van hierdie Ubers is of daar 'n gewigsbeperking is. O, jy het nog wyn. Ek het nog 'n bietjie wyn, ja. O, daar is die bottel. Okay, wag. Dan gee weer sommer die bottel daar agter. Dankie meneer. Producer, Dankie. vervaardiger. Vervaardiger. Ons vurige vervaardiger. Vervaardiger en regisseur. And all round crazy guy. Amper goeie. Die motorfietsies is Fyn op my rekening. dit is daai tipiese is 'n kleinerige version van 'n klein motorfiets. Ek weet nie hoe om anders te stel So nie. daai scooters wat die girls Ja. gery het toe ons op skool was. Ja, en dan hy het ook nie lyfies soos ek sal eerder gelift word op 'n bietjie van 'n big boy scooter, wat 'n bietjie van 'n lyf Ja, het. dit was wat er was. Uh, Big boy scooters. Ja. Ja. maar hier is 'n big boy motorfiets, maar hy's klein en hy's smal. Ja. En ek sien al die ouetjies wat die Uber goes ry. Hulle is maar ouetjies. Ja, Somalië. Nog nie baie geëet nie. Ja, shame. Hulle het pas nie aangekom. Wat sê daai ander ou van my, daai van Honger. Hulle het Burkina. honger hier aangekom. I come Burkina Faso. I'm hungry. Ek soos you come now. Sies ek nou lelik. Ek het vir 'n paai gekoop, okay? Ek het vir 'n paai gekoop. Omdat hy gekom Nadat het. ek op hom geskree het ek vir 'n paai gekoop. Okay. Want hy wil nie van my kar af wegloop nie. Hy kyk my heeltyd van die aan. Ja. Toe skree ek eers op hom en toe flik sleg toe gaan koop ek maar vir die hongerman van Burkina Faso that just arrived. I just arrived. White guilt. 'n Paai, wat het ek nou oor gepraat? O ja, maar ek dink nie jy kan regtig meer as 70 kg weeg op en 'n Uber Go vat nie. I don't think that's a good Dit gaan dan idea. 'n redelike groot segment van die Suid-Afrikaanse populasie uitskou. Ja, nee, verseker. So die government gaan nie kan ry op 'n Nie Uber. een government official gaan daar op daai met 'n fiets pas nie. En ook nie iemand in die polisie of die weermag. Nee. Hulle gaan ook nie daar kan ry. Nee, verseker. Wel, hulle kan nie eens motorfiets ry. Het jy gesien daai display by die Randse Paaskou? Ja, dit was kaksnaaks. Want hulle het soos erger as my fokmadelies. Hulle het die hele rugbyveld en hulle ry in mekaar vas. En die ou What the fuck? En die ou wat die valskerm. Hy het 'n hele rugbyveld om op te land. Maar hy land langs die kant in 'n kar. Teen 'n paal ja, vas. dit was- Ja, I mean, kan jy imagine? Ons het oorlog Ons het nou 'n oorlog. O nee, Matthys, Ons is so Nee, wat? Dit sal vinnig verby wees ten minste. ja. Net gou terug voordat ons oorlog praat. Net gou terug Ag, joy. na die gewere is een van die goedes wat my nogal ontstel het is dat hulle sê dat 'n groot gedeelte van daai moorde waarvan ek gepraat het, die 14,000 wat in 2025 gebeur, is 'n groot gedeelte omdat daar 'n geweer in die huis is. Baie van die gewere is op die stadium dalk ook nie gelisensieer nie, want mense hernie nie hulle lisensies nie. En I mean, what's good for the geese is good for the gander. So as 'n klomp mense dit nie doen nie, group thinking, dan gaan almal dit Dit is nie ook begin. weer 'n mission nou om dit nie. Dis 'n absolute mission. En Ja, as ja. jy ook nie 'n bribe mannetjie het nie, dan Ja, dan kry jy dit. ja. Maar baie van daai insidente is as gevolg van femicide, waar vrouens actually deur hulle partners of mans beskiet is. En dis gewoonlik kopwonde. So dit is daai regte intentionele ding van die jou skiet ek. Ja. En dit is daai ding, die vraag eintlik, ek sien net vrees ek het sê, want dit is en ek is nou nie fucking woke nie. Nou die dag toe almal gaan plat lê het en swart aangetrek het. Jy ken my opinie oor dit. Ja. Ons ken jou opinie. Maar maak gewere ons eintlik veilig of stel dit ons eintlik meer bloot? Kyk, daar is 'n moeëse debat daai, nê? Ja. En 'n mens moet ons moet eintlik net 'n geweer ekspert inkry om
Jy ken mos ingeligte. iemand. Jy het gesê, jy ken iemand. Ek ken 'n paar mense wat hou van gewere en wat Ja. goed is met gewere. En hulle het tog aan my opinie geswing oor gewere. Kyk, ek gaan persoonlik nie 'n geweer kry nie, want ek drink te veel wyn. So ek is 'n logiese mens en ek verstaan dat enigiemand onder die invloed, ewenal beskerm ek myself met my jy weet, jy verstaan wat ek sê. Ek gaan in elk geval dan miskiet, want ek gaan probably 'n bietjie dronk wees. So ek gaan Dis hoekom probably jy jiu-jitsu doen. ja, ek gaan net 'n klomp gate in my muur inskiet en Ja. en die perpetrator mis. Dis hoekom ek jiu-jitsu doen. Okay. Dis baie veiliger vir my. En ek doen actually beter jiu-jitsu as ek 'n bietjie dronk is ook. So Ons doen altyd gewoonlik goed is 'n klein bietjie beter as ons dronk is. ja. Maar die ding is ja, as jy op 'n manier moet jy jouself kan beskerm, Matthys. Die polisie gaan jou nie kom help nie. Hulle probeer so 'n klem sit op gun ownership in Suid-Afrika dat ek meen hulle is mos nou besig met hierdie hele inisiatief dat hulle eintlik wil private sekuriteitsmaatskappye se Ja. gewere wil hulle ook wegvat en sê hulle maar nou wie gaan ons dan beskerm? Ja, wat ek weet van 'n paar sekuriteitsmaatskappye, privaat sekuriteitsmaatskappye wat die polisiestasies oppas. So Exactly. So jy moet ergens die lyn trek. Ek sal graag wil weet daar is en nou weer eens, nou sal ons sien hoekom is ek nie so groot feminis nie. Ek like dit om te weet dat daar is 'n sensible butch man ergens in die omgewing met 'n logiese kop op sy lyf en 'n geweer. Dit laat my veilig voel. Hy gewoonlik 'n klein bietjie van brandewyn en Ja. daar is moontlik 'n opgestopte kudu-kop met 3 krulle in sy lapa. Ons het almal so ou nodig in die omgewings waar ons woon. Hy moet net nie 'n Ford Ranger ry nie. Verkieslik iets in die lyn van 'n Toyota. Unfortunate. Unfortunate of so. Ja. Dit is vir my fyn. Maar Matthys, dit is 'n groot probleem. Ek kyk nou net hier na 'n statistiek, nê. Ja. Net vir die tydperk, wat 'n tydperk het ek nou hier gekry? Okay, vir die jaar 2023-2024 finansiële jaar. Die totaal, gaan ek nou dit kom neer op 15.2 vrouens per dag word vermoor in Suid-Afrika. Yep. Die nuutste data wat hulle het, kwartaallikse voorbeeld tussen Januarie en Maart 2025. Dit is net reported murders, nee. Ja. Dis nou nie die wat ons nie eens van hoor nie. So in daai 3 maande 966 vrouens is vermoor. Dis 10.7 vrouens per dag. Sure. So ja, maybe ja, girls moet dalk maar 'n bietjie meer begin pack. Of jiu-jitsu. Of kom doen jiu-jitsu, ja. Kom jiu-jitsu. Yes. It's very good for Ek you. het seker video's. Soos jy kry nou French video's. Ek kry nou jiu-jitsu video's. Okay. So yeah, I mean, kind of exchange. En hier ek meen Colleen, jy word daar in posisies ingesit erger as wat jy gaan na 'n chiropraktisyn toe. En jy's daar in posisies en hulle het nie eers vir jou ete gekoop of Nee. sweet nothings in jou oor geplaas nie. Nee, jy gaan maar jy betaal jou fooi en hulle strangle jou en hulle gee vir jou blou kolle en dan loop jy daar uit met 'n smile op jou gesig en sê baie dankie julle. Dit is baie lekker, baie dankie. Spyware. Maar ja, nee, my raad. mens moet iets kry om jouself te kan beskerm, veral as jy 'n girl is. Ek voel baie sterk daaroor en ek preek heeltyd vir my vriende ook wat meisiekinders het. Hierdie meisiekinders moet een of ander self-defense gaan leer. Dit is 'n key life skill wat jy vir hulle gee. Ek dink dit bou 'n confidence. Absoluut. Dit bou totaal confidence. Ja. As jy weet jy kan na jouself kyk, gaan jy baie meer kan. So selfvertroue is die een ding wat dit bou en die ander ding wat dit bou is awareness. Ja. En daai is 'n baie Dis key ding. krities. Dis actually krities. Veral ek mens kan weer terug gaan die verkeer toe. Dit wys net vir jou hoe ongelooflik unaware mense is. Is hulle Ja, gedrag so ek moet sê hierdie road rage ding het my nog 'n bietjie geskok. Ek was net so van is ons as 'n gemeenskap in Suid-Afrika is die mespunt nou al daar. Ek weet ek praat al lankal van die mespunt en maar is ons so dans ons so op daai mespunt dat jy op 'n Sondagmiddag 'n geweer uitruk oor 'n parking. Is dit waar ons is? Ja, nee, dit is crazy. En 'n laaste punt wat ek wil maak oor die gewere. Ja. Jy
Jy weet natuurlik, die meeste gewere in sirkulasie onder kriminele in hierdie land kom van waar af, Matthys? Polisie, Dat is gesteelde. Ja. Yep. Ongelisenseerd, gesteel, ingevoer, gesmokkel, maar gewoonlik iewers deur 'n government amptenaar se hande. Dis maar waar ons hulle kry. Ja. So, Okay, dit was op daai dit was nou noot, lekker. Matthys, what's sure. next? So, Volgende? Die oorlog, so die stryd is weer toe. Is die stryd nou weer toe? Ja. Okay. Onthou jy, ek het nou eendag gekoin toe ons gepraat het. Het ek gesê Ek weet meer vraag. stryd gaan toe wees. Hulle is nou weer toe. Hulle praat nou weer 'n bietjie in Islamabad, maar ek weet nie regtig of hulle praat nie. Trump sê hulle praat en hulle is naby, maar hulle is nie naby nie. Maar hy het die ceasefire ge-extend omdat hulle praat. Maar hy is nie in Maar hulle Islamabad praat- nie, want hy het gesê Nee. hy is nie lus om Pakistan toe te gaan nie. Nee, So hy het vir Vance het gestuur. Vance gestuur. Dance. JD, Vance was there. Maar ek weet nie of Vance al terug is nie. So, ek weet ook nie regtig wat daar aangaan nie. Maar die stryd is weer toe. En as gevolg van die stryd wat hier toe is, vloei die olie nie. So Suid-Afrika voer op die stadium olie in, shock harder, van Amerika. Of petroleumprodukte. It's a good deal. It's Trump's deal. Yep. Ja, nee, Matthys, That's hierdie what he ding, wanted. dit raak interessant. Op die einde van die dag, jy weet, ek luister nou die dag na, wat sê naam? Nie nou die dag, nie vanoggend, ek sê op pad hiernatoe, Antoinette Pinaar, Ja. van Teefontein. Teefontein. Kyk, ek luister nie graag Mens. radio nie, maar as ek op 'n Vrydagoggend in die kar is, dan skakel ek maar in vir 'n ou stukkie Antoinette. Op radio sonder mense. Met daai ene. En wat sy toe nou praat oor die oorlog en jy weet hoe kwaad dit daar gemaak het en hoe hartseer dit daar gemaak het en toe kom sy weer by die punt uit dat wat gaan dit verander? Wat gaan dit wat sy doen? Hoe sy daaroor voel? Haar opinietjies, as sy nou dorp toe ry en almal kak en kerm oor die oorlog en sy join nou maar in op die gesprek en praat maar van bad orange man en dis is kak en daai een is verkeerd en hierdie een is reg en op hierdie stadium hierdie topik is soos COVID. Jy wil nie regtig met iemand daaroor praat nie want Ja. as jy net 'n klein bietjie van 'n verskillende opinie as hulle het dan Ja, is dit Wêreldoorlog 3 net daar waar jy is. Ja, how to make friends and alienate people. Ja. Ja. In 'n instant. So sy sê ook net steek 'n kers op. Sy het 'n lysie met die name van mense vir wie sy daai kers opsteek. Okay. En dan wie sy dink wanneer sy daai kers opsteek en op hierdie stadium is die stryd of Hormuz heel bo aan haar lysie. En nie vir hierdie een om te wen of vir daai een om te wen of vir die stryd om oop of toe te maak nie, net vir die ongelooflike hype, impact, negatiewe energie wat tans daar is en hoe dit daai mense affekteer. Ek meen, Matthys, nou is hy toe van alle kante af, daai mense is nou stak daar. Ja. Dis soos 'n hotbox wat hulle nou in sit. Ek dink ek jou gisteraan vertel. Ek het iewers gelees van is 'n vragskip wat iewerste in die Gulf Sea al van die oorlog wat iewerste, wanneer was dit? Februarie? Nou seker nou so 4 weke, 5 weke, ek weet nie. Einde Februarie begin het. Ek dink die 28ste Februarie, ek kan nie onthou. Maar die vragskip staan nog steeds daar en daar's lewendige diere op Ja, dis en terrible. fresh produce. Ek weet vir 'n maand lank. Ja. Ja, nee, dit is nie die ideale situasie om in te wees nie. Ek dink dit moet absoluut vreesaanjaend en klaustrofobies wees om nou daar te sit. So, nou maar net as ek sien dat ons begin nou olie koop in Amerika en obviously ander lande ook. Ek meen ons het altyd 'n klein bietjie gekoop by Amerika, maar dit is nou verdubbel ons aanvraag. So daar onlangs 'n paar vragskepe in Durban se hawe gestop en van hulle is ook op pad. So begin die strategie van Trump dalk nou uitspeel. Na Venezuela en nou die stryd want nou koop almal eintlik van Amerika olie en China, die ene wat die meeste olie gekoop het van die Gulf, kan nie olie koop nie. So, maybe the strategy is playing out. Maybe that was his strategy. Who knows? Kyk, hy het altyd 'n strategie en ek dink dit sy strategieë, ek dink die menigte van hulle speel elke dag uit op verskillende
verskillende levels. Maar ja, we'll have to wait and see. Obviously is dit iets wat Amerika baie baat as hulle olie kan uitvoer en as hy 'n geldjie kan maak, dan is hy verseker daar om 'n geldjie te maak en nie hy 'n geldjie maak, om die profit lines vir sy land op te stoot. Ja, he's a businessman. He's a businessman. So ja, mens sal sien, ek sal interessant wees om te weet, ek weet nie wat is die prysverskil tussen die olie wat ons dan nou gewoonlik gekry het van Nigeria af en dit wat ons nou kry van. Op die stadium is daar nog nie, kon ek nie pryse gesien het nie, want dit het ook nou te doen met wat is die moontlike price increase van Mei maand vir petrol en diesel en gas en al die goeders in Suid-Afrika. Maar een van die dinge wat hulle alreeds gesê het is die vervoerperiode en om dit hier te kry is obviously baie Ja, dis duurder. obviously duurder, okay. So daar gaan versekerde increase wees. Ek dink there's no two ways about it. Ja, ek weet ons evenal het ons dan nou olie van Namibia afgekry. Sou hulle 'n rede gekry het om te sê hoekom dit moet increase. Maar gelukkig het ons die load shedding. Ramaphosa het gesê die winter, die eerste keer in 'n dekade van ons die load shedding hê. Eet 'n bietjie daaraan. Ja. Eet aan daai diesel wat hulle brand. Ons het nou verskillende kategorieë, nê. So daar's nou soos blackouts of power cuts of is baie 'n kragboks wat opblaas of so. Ja. Dit is nou nie load shedding nie, nê. Maar byvoorbeeld gister by die werk het ons vir 6 ure sonder krag gesit. Ja. Maar dit is nie load shedding nie. Ja. Nee. Dis nou iets anderste. Okay. En ja, Matthys, they're setting this up. They're absolutely setting this up. Want nou sê hy, ja, kyk wat het ons gedoen, dis nou die eerste winter wat julle nie gaan load shedding hê. Maar en dan 3 weke van nou af gaan hy sê, as gevolg van Trump's war, stage 8. Now we have load shedding, not due to our incompetent government, due to bad orange man. Ja, due to Trump en ook nie omdat ons diesel verbrand om energie te genereer in Suid-Afrika. Nie as gevolg daarvan. Ja. Ja, hulle gaan verseker 'n ou redetjie kry. Maak nie saak wat nie. Hoorie, maar wil jy nou na Trump toe gaan of wil jy nog bly in Suid-Afrika? Waartoe wil jy gaan? Waartoe wil jy gaan kry? Wat wil jy doen? Waartoe? Doen. Ag nee, ek sal 'n bietjie oor die oorlog en kaknies. Okay, maar jy het 'n storie oor Trump wat jy wil vertel. Nee, dis nie regtig oor Trump nie. Dit was eintlik iets skookie wat hy gesê het, maar die storie is nogal interessant. Ja. So, dit is 'n artikel wat ek raak gelees het in die Common Sense, deur een van hulle buitelandse joernaliste oor die nommer, die hoeveelheid die nommer, as jy Engels lees, né? Die hoeveelheid van Amerikaanse wetenskaplikes in die laaste paar jaar wat lag jy? Kan jy sien hoe vertaal ek hierdie quote? Nee, hulle is hier onder my voete, ja, maar dit is soos 'n hondeorgie. Ja. Ek weet nie wat ons met hulle gaan doen nie, maar ons gaan hulle net groot maak en lief hê. Dis al wat ons kan doen. So die hoeveelheid wetenskaplikes in Amerika wat in die laaste paar jaar, nou hulle spesifiseer nie, maar volgens die artikel wat ek kan agterkom, ek moet sê in die laaste 3-4 jaar either verdwyn het, vermoor is of allegedly selfmoord gepleeg het. En wat baie interessant is, al hierdie wetenskaplikes werk in either space armory of space weaponry, dis seker die beter woord, of in research rondom UFOs en aliens. Ja, ons weer kyk die Pentagon, hou nie daarin dit nie, né? You don't talk about, you don't touch me on my UFO. So hulle het nou begin investigate oor wat gaan nou eintlik hier aan, want obviously gaan hier iets hier aan. En toe hulle nou vir Trump gevra het om te sê oor al hierdie insidente, hier moet seker iets hier aangaan. Toe sê, yeah, pretty serious stuff. En dit was sy comment. Pretty serious stuff, guys. Maar ek weet nie, man is besig om oorlog te verf. Oorlog. Ja, ek wil net my pilletjie ingeskop het vir. Oorlog te Veg kan ook seker werk. Oorlog, jy voer 'n oorlog voer in Iran. So ek weet een van die scientists wat selfmoord gepleeg het. It's irrelevant. Maar wat ek glo is iemand anders het sou gesê. Did I make a deal? Did I make a deal? Exactly. No. Yeah. Oh, it was no deal. Enige ander politikus sou gesê het,
this is very concerning and we are investigating the matter. And Trump is net soos, yeah, pretty serious stuff. And that's it. Ah, okay. Trumpie. Trumpie. Een ander ding wat ek gesien het, wat hy ook kwyt geraak het, op sy truths, hy het weer eens 'n paar truths gepost, en dit was, ek dink dit was 23 April geweest. He said, very good news. I've just been informed that 8 women protesters who were going to be executed tonight in Iran will no longer be killed. 4 will be released immediately and 4 will be sentenced to 1 month in prison. So, I mean, En die feministe toe nou gaan dans oor dit in die strate. waar? In Washington en California en Nee. nee, hulle het nie, nee. Nee, dat gaan nie. Okay. Nee, want onthou, ek gaan nie nou my bra brand nie. Want eintlik gaan dit nog alles steeds oor Palestina. Ek gaan ook nie my bra brand nie, want dit is Trump wat dit gedoen het. Ja. Dis die eintlike rede. Ja. Okay. Okay. Moving on. So, Suid-Afrika het jy vir my gesê, of ons wildernis. Nee, Wat is ja, daai? wildernis, jy's amper daar, Matthys, jy's Ja. amper daar. Die tuinroete. Ag, dis maar mooi, né? Die tuinroete. Ek wonder of PW dit uitgedink het. Hy en Tannie Elise, toe hulle daar in die wildernis gesit het en die Afrikaanse Maar dit is so well captured, nee, want dit is eintlik, dit voel of dis is so lang roete en dit voel of jy heeltyd deur 'n tuin ry. Ja, dit is mooi. Dit is mooi. So die tuinroete, die 300 km stretch tussen Mosselbaai en die Stormsrivier is aangewys as die wêreld se top scenic road trip. In die hele wêreld. In die hele wye wêreld. 'n bietjie daaraan. The whole world. Daarmee is ons so toe. Ja, ek drink te veel wyn. Ek kry nie my woordjies nie. En ek gaan jou level. jy Nou begin ek en hierdie gaan nou 'n oomblik vir my moet ernstig drink om op my level te kom. ja, maar ek mix nou ook hier rooi en wit, so dit gaan vinnig gebeur, moenie worry. Okay, fantasties. Daar's hy. Ja, so Kak. the whole world, Matthys, in the whole wide world is ons in posisie nommer 1 Okay, vir die tuinroete. vir die tuinroete. So ek is baie bly Suid-Afrika, jy weet as ons iets reg kry deesdae, dan is dit 'n moerse celebration. Hulle moet tog net weer begin fucking rugby speel op 'n stadion, dat ons net kan gees van weer. Dis op pad. Hou vas. Maar ons sal hierdie wen vat. Die enigste ding wat ek haat as hierdie goed gebeur. Ja. Want mens wil die shine hê en jy wil, en ek kan imagine Patricia Pronk, Patricia de Lille, sy is Here. happy. Daai ene, she's also the gift that keeps on fucking giving. Sy is belaglik. Maar daarom doen dit lyk my Patricia doen 'n paar goedjies reg. Ek gaan dit vir gee. Ek moet sê ook kan ons dit op een hand tel? maar Twee vingers tel? Een vinger? Ek raak so klein bietjie in die agtergrond hoor ek sulke murmurings van wat aangaan in toerisme, wat actually aangaan you've got people in the know. I've got people in the know. Jy mense naby aan die bron. Ja, ek het 'n baie betroubare bron. Mense naby aan die insident. Wat sy werk actually baie hard. En sy doen regtig nog al 'n paar dinge reg. Ja, maar sy's fucking oud. So sy moet 2 keer so hard werk soos iemand wat 40 is. Want sy's oud. Matthys, partymal maak mense foute, maar dan jy correcte behavior. Okay, maar Here, Queen, hoeveel foute het een mens Patrice gemaak in die afgelope 30 jaar? Ja, shame. At one stage you need to understand that jy is 'n lopende ongeluk and just get out. Get out. Ek dink sy doen 'n baie goeie werk in die departement van toerisme. Ek gaan nie praat oor haar vorige rolle nie. Ek dink in toerisme doen sy baie goeie werk, maar die rede hoekom ek so sê ek haat dit as hierdie tipe goed uitkom is, verstaan jy dat vandat hierdie ding uit is, nou gaan alles spike op die tuinroete. Al die pryse, al die Airbnbs gaan nou dubbel die prys wees. Gelukkig ken ons mense wat in die tuinroete bly. Gelukkig. So ons gaan nie daai insy dat ons gaan begin charge nie. Dis moontlik. Nee, hulle sal nie. Hulle is nice mense. Okay. Hoor julle? Julle sal nie. Julle sal nie. Dit sal dit nie aan ons doen nie. Ja, so dis dan 'n nice dingetjie vir Suid-Afrika. So tussen die vrouens wat vermoor word
het ons daar 'n mooi paaie. Ons het as jy nou wil vermoor word, dan wil jy in die tuinroete vermoor. Dis nie 'n bad plek om vermoor te word nie. Ek meen dan is iewers in 'n tuin. Dis verskriklik donker en snou. Yeah. Next level dark humor, okay. Ja. Hoorie in die mowwe en die strides. Nou weer terug na die mowwe en die strides. Die mowwe en die strides, ja. Ek het interessante statistiek gekry. Oor die alfabetmense se distribusie oor die wêreld. Dit is nou die LGBT. Ek het net gekyk na die LGBT's. Ek het nie verder gegaan nie. Ek is nie lus vir die ander plus nie. O, so jy het nie die Q+ gelees. Nee, het jy gesien nou vrou in Kanada hoe lank het sy nou die ding gemaak? Ja, daai is belaglik. Daar's nou nog 3 fucking editions to the alphabet. Ek kon nie verstaan wat sy vir my sê nie. Nee, dit klink asof sy Is dit Canada of is dit New Zealand? Canada. In Canada, sy's 'n Canadian. Ja, kon nie wel New Zealand ook gewees het. Ja, dis ewe woke Exactly. op hierdie stadium. Ja, en daar's 'n groot beweging in elk geval nou van die lesbians en die guys wat sê luister, haal ons uit julle alfabet uit. Not in my name. Not in my name. I'm not part of this craziness. Leave me be. 41 Afrikaners, hulle verstaan dit. You Nie just in my leave. naam nie. Leave me be. Okay, Matthys, so Dis 'n ding van ek lek nie jou bak uit of suig nie jou voel in jou naam nie, maar in my naam. Dis wat dit is. ja, ek dink dit gaan meerendeels oor dat dit is nie waarvoor die guys en die lesbians gefight het al hierdie jare nie. They just want to be, hulle wil net in hulle baan kan bly en hulle lewe lei en hulle wil nie acknowledge word om elke hoek en draai vir dit wat hulle is nie. Die feit dat hulle gay of lesbian is nie die eerste defining ding van hulle identiteit nie. En ek dink dis 'n groot ding van ons generasie en jonger wat dit nie verstaan nie. Want ons het groot geword in 'n tyd wat homoseksualiteit actually nie algemeen is nie, maar dit was, jy kon dit wees sonder om in die tronk te beland. Maar 20 jaar terug, 30 jaar terug met my en jou se geboorte. Dit was 'n proper struggle vir oorlewing. Ja. Dit was nie net van ek wil die reg hê om my vlaggie te waai en my fucking camp handjie oral te gooi nie. Ja, ek wil 'n nie. bak uitlek. Dit is waar dit gaan. Dit. Of ek wil net saam met die mens wees vir wie ek lief is, Matthys. What happened to love? Of dit. Jy delf te veel in oorlog. Ek dink jy moet meer begin lees oor liefde. Maybe moet ek meer begin lees en op social media wees. So op daai noot, lande met die meeste praat oor jou ure, ja. Anyways, moving on. My ure is duur, bro, my. Ja, social media ure, Colleen. Ons moet. Ek het geweet jy wil oor pronk. Ja. So die lande met die meeste guys en lesbians. Ek het hulle sommer hier saamgegooi in een statistiek. Ja. Ek gaan begin sommer net hier, ek wil nie die hele lys vir julle lees nie. Kom ons doen die top 5. So Groot-Brittanje is in die 5de plek met 12% van die populasie wat identifiseer as gay of lesbian of trans, of bisexual. Ek het die LGBT. Met transsexual ook. Ja, ek gaan nou vir julle baie interessante syfers oor trans mense. Okay. Dit is die wat wil wees my is nie wat hulle is gebore in die verkeerde lyf. Daai. Ja. Gender dysphoria. That one. Ja. Dan in die 5de plek, waar ons nou 4de plek is Nederland met 12% van die populasie. Okay. En die 3de plek is Switserland met 13% van die populasie. Ja. Switserland. Wag tot ons by die transies uitkom. Okay. Dan Spanje in die 2de plek en ek weet ook Spanje is apparently die land met die meeste lesbians. Net 'n bietjie daan. Maar jy gaan mos na Spanje toe. Ek gaan Spanje toe, ek sal vir julle terugvoer oor die kwaliteit lesbians in Spanje. Jy gaan 'n steekproef vir ons doen. As my visa tyds deurkom, ek moet dalk daar opsit aan 'n lesbien, miskien kry ek vinniger my visa. En dan die land met die meeste guys en trans en bi mense is Brazil. Dit verbaas my nie. Want ek was gay holidays al 'n paar keer in Brazil gewees. Nie vir 'n gay holiday nie. Maar dit is nogal smetterig daar. Ja. I'm not surprised. Okay. Smetterig, ek sal maar moet gaan kyk op 'n stadium. Casablanca Beach. Dis ook waar die tipe jiu-jitsu wat ek doen vandaan kom. So crazy. That might also declare why people say jiu-jitsu is so gay. I rest my case. Nou die video's wat ek gesien het, I mean, there is not a gay sport. It's like softcore porn.
It just doesn't feel like porn. Wel, ek moet vir jou sê, ek het al goed gehoor van porn stars. Dit voel glo nie lekker nie, maar dit lyk mooi op TV. Lyk mooi op skerm. Voel nie lekker nie, maar it's not the audience. We playing to the audience. Karl Trigers sal my nou uitkak. Hy het altyd vir my gesê, jy speel nooit vir die gehoor nie. Jy speel. Jy speel vir Sofia. Sofia? For yourself. Okay. Is dit delivery van of ding? Okay, so dan die lande met die grootste persentasie. Ja. Hey. Kak. Sofia, ja. Liefie, kom hier so. Sorry, ja. Met die grootste persentasie van mense wat identifiseer as transgender, is dit wat mense sê? Dis mos daai woord wat ek ook nie lekker ja, dit is 'n vieslike anglisisme, maar ja. Transgender, non-binary, gender non-conforming of gender fluid. Gender non-conforming. Ja. What the fuck is dit? Dis ook iemand wat sê ek gaan nie my kind is gender non-conforming, so sy besluit nog. Dit dra nie pink ooit nie. O, daai. Okay. Gaan Aspris nie vir haar pink koop nie. Ek dink so, ek kan dalk nou baie kak praat, maar dit is wat ek dink. Okay. Ek lees nie oor hierdie goeders nie, want I do not find it interesting. So in daai kategorie is Switserland, weer eens top 6, Thailand. Is in die tweede plek. Okay, that also makes sense. Ek was nog ja, ons het laas gesê, ek en jy moet nog 'n Thailand ding. Ons moet 'n Thai trip doen, ja. Voordat ons in die aftree oor intrek. Maar ek het nou 'n beter idee. Ek weet nie of ek meer wil Thailand toe gaan nie. Ek weet dit was na daai series wat ons gekyk het wat ons altyd so obsessed was met Thailand. Dit was 'n series White Lotus. White Lotus, ja. Maar ek het nou 'n nuwe obsessie, Bali. Yes, it like for my nice. Ja, maar dit is so wanna do Bali. Ja. Ja, maar dan moet ons jy moet 'n bietjie meer chilled wees. Maar ek is mos 'n bietjie meer chilled. So jy moet 'n bietjie meer wil gaan mediteer. Ja, samavab. En ja. Okay, dan is ons nou nog terug. Ek dink actually die laaste White Lotus in Bali afgespeel. Nee, was in Thailand dink ek. Okay. Thailand. Ja. Daar fluister ons vervaardiger en regisseur nou ons oor verstaan. Okay, so dan in die derde plek Italië. Onthou nou julle ons is nog by die transgenders. Swede, Duitsland, kan ek iets sê? Sorry. Italië. Jy het al vir my foto's gestuur van daai polisie mense. Ja, dis die mooiste polisie mag in die hele wêreld. Ek dink is daai wat jy dink jy oorweeg dit om moontlik dalk iets te steel. Nee bro, 'n non se eierstokke klap hande as hy verby daai ouens. Hulle is insane. Nee, dit is nogal. Ja. And they know it. So hulle like dit om vir jou te post vir foto's en so aan. En dan ry hulle natuurlik nog sportskarre ook. Ja. Hulle ry soos Ferraris en Lamborghinis en goed. So dan pause hulle daar by daai sportskarre van hulle. Okay, en dan interessante data. So ek was geïnteresseerd generasie gewys. Ja. Okay, wag net. Ons het nou 6, 5, 4. Wat was 3, 2 en 1? Want ek het dit al vergeet. Switserland, Thailand en Italië. O, Italië 1. Nee, ekskuus, ek het dit nou in volgorde ook. Meneer, ek is nou ewe skielik fantasties met nommers. Italië, Thailand en Switserland in die eerste plek. Okay, Switserland in die eerste plek. Ja, Switserland klink my is groot vooruitstrewend. Heidi en Peter. Very open-minded vir Heidi se oupa draai sy graf om. Dan was ek geïnteresseerd om gaan kyk vir generasies. Hoe lyk dit? So baie interessant. Kom die akademikus uit. Oor die baie interessant. Baie interessant julle. Oor die 4 generasies wat ons nou gekyk het. Regressie of wat? Okay, sorry. Die boomers, die Gen Xers, die millennials en die Gen Z's. As jy mens kyk na homoseksueles, dis ook 'n terrible woord, nee? Homoseksueel. Ja. So die lesbiers en die moffies, julle. Ja. Die mowwe en die en die lette. Wag. Wat is die bosmossels? Ek het geweet jy gaan weer vulgair raak. Ja. Is dit baie dieselfde? So die jonger generasies, die Gen Z'ers en die millennials, oor die 30 lande wat hulle nou hierdie analise oor gedoen het, wat ek nou nie veel almal se name gelees het nie, is daar oor die algemeen 3% van alle Gen Z'ers is gay of lesbian, 3% van alle millennials
En dan die Xers en die boomers beide 2% van die totale generasie identifiseer as, nou hier kom die groot verskil in, identifiseer dan as gay of lesbian. As ons nou aanskuif na bisexual toe, O ja. is my Afrikaans ook nou goed, hè? Yes, ek kry hoendervleis die hele tyd. Okay. So onder die boomers, natuurlik in daai generasie, hulle is nou al 'n bietjie ouer, dit was, die mindset was nog nie daar nie, al die goed was Hulle nog... het 'n bietjie rondgefok op in die army, maar ons is nie bisexual nie. Ja, okay. So die boomers, 2% van totale boomers identifiseer as bisexual, Ja. 2% van alle Gen Xers, 4% van alle millennials en dan 9% van alle Gen Z'ers identifiseer Ek as sê hulle kan bisexual. regtig nie 'n fucking mind op. Dan kry ons nou, ek weet nie of julle die res wil, dis boring, die pansexuals en die asexuals, Nee, ek niemand wil weet niks van eintlik wat dit dit weet nie. beteken nie, so let's just move on. Dan wat baie interessant is die onder die kategorie transgender non-binary Ja. en dan differently from male of female. So met ander woorde identifiseer as 'n kat of 'n O, daai wolf, ja, hulle is 'n Ja, wolf en hulle piep in die tuin. 'n scratch patch. So boomers transgender minder as 1% van Ja. alle boomers in die lande wat gesurvey is. Okay. Onthou ook dit is mense wat Is ons ook gesurvey? dis self-reported, né? So hulle identifiseer as, dit is nie scientifically bewys. Is Suid-Afrika ook gesurvey? Suid-Afrika is ook in hierdie survey. okay. Ja. Gen Xers 1%, millennials 1% en Gen Z'ers 1%. So daar ook nie regtig 'n groot verskil nie. Okay. Non-binary of gender conforming, dieselfde 1% behalwe Gen Z'ers gaan op na 3% toe. En dan hier kan jy ook sommer sien differently van male of female. So ek is 'n kat, ek is 'n perd of whatever. Is daar meer Nee, meer jy girls kan jy wat sê- katte wil wees? Jy kan letterlik sê hier sien Gen Xers en boomers het gegaan what the actual fuck. Ja. So minder as 1%. Mm. Millennials 1%, Gen Z'ers 2%. Okay. Maar is daar meer vrouens wat katte wil wees of meer mans wat wil wees? Of is dit nie in die data nie? Nee, die data gaan net oor mense wat Ja, okay. nie ek weet. stryd is nie. Okay. Wat in daai kategorie val wat wil katte of Ek hoor wat jy sê. Ja, nee, ek weet nie. Nee, die data Ja, want sê dan nie kan ons dit nou nie. verskil tussen gender en jou seksuele identiteit. So ja, okay, toe maar. Anyways, net nog 'n stukkie wyn. Okay, moving on. Ek het jou nou heeltemal van jou spoor afgesit, maar okay, dis fine. Ons gaan dit aankry. Okay. Tyd is min. Okay, transgender binne dan ouderdomskategorie is baie interessant. Is ook baie klein. So my punt wat ek ook hier gesien het of die insight wat ek hierin gemaak het is ons maak soveel ekskuus vir die pan, ons buig agteroor, nê, vir 'n baie klein persentasie van die bevolking. Maak ons reëls, maak ons aparte badkamers. I know I'm sounding terrible en ek weet ons mense wat nou gaan oor jou absolute feks. Maar okay, so tussen 13 en 17 jaar oud, identifiseer maar 3.3% kinders, want dis hulle is as transgender. Okay. Die res van die persentasies gaan ek nie eens vir julle lees nie. Dit is so min. Weglaatbaar. Dis weglaatbaar actually. So ek sê nie hulle moenie voorgekuiter word nie. Dis nie wat ek sê nie. Wat ek sê is ons maak te groot van 'n deal hiervan. It really is not a crisis. Niemand, ja, anyway, dit gedaag gelaat. Dit is my stats for the day. Kyk nou vir jou. Bring altyd 'n bietjie statistiek, maar die keer het ek ook. Ag, nooit, Matthys. Vleur jaar. Feels Vlere like week. Daar's hy. What a year has been. Het ons gesê dat die top 20 elektriese gebruikers in jou huis. o ja. Ja, so kyk, winter is op pad. Jou statistiek gaan nou eintlik bietjie useful wees. Dit was eintlik nie. Ja. Wel behalwe as jy Dik transgender is. beïndruk in jou. Kyk vir my. So elektrisiteit is duurder, nee, en dit gaan weer op. So en ons gaan in winter in Suid-Afrika en ons kry gou koud in Suid-Afrika. So daar's 'n hele paar appliances wat obviously baie meer geld gaan kos en jy uit die sak uit gaan.
Wat dink jy is die appliance in jou huis wat die duurste is per maand? Wat elektrisiteit trek betref. Elektrisiteit gebaseer op die hoeveelheid kilowatts wat hy gebruik per maand. Ja, want ek weet so baie van kilowatts af. Okay, ek sou sê is dit ingebou want 'n stoof trek obviously baie. Ja, okay, stoof is nommer 3. Tuimeldroër. Tuimeldroër is nommer 4. Okay, wag, 'n airfryer. Hy is nommer 6. 'n Strykyster. 'n Strykyster, dit is nommer Wat is 'n strykyster in Engels? Iron. Okay, daar's hy. Okay, my Engelse woord het nou vir 'n oomblik. Nee, hy's nie op die lys nie. Hy's nie op die lys nie. Hy's nie op die top. Dis die ding wat die ou mense altyd vir ons sê, die yster vat te veel krag. My ma het noudag vir Johanna gesê sy mag nie verder stryk nie, want dit was bewolk en haar solar batterye het begin leef. Dis sy sit af die strykyster. Nee, hy's nie op die top 20 nie. Okay, wag, microwave. Microwave is nommer 13. Ek gaan hom kry. Obvious, clean, obvious. Obvious number 13. Is it obvious? Nee, obvious. 'n ketel. Die instrument is obvious. 'n ketel. Nee, 'n ketel. Ek het nog 3 raai, Matthys. 'n yskas. Okay, just hang on. Ja, yskas. 'n heater. Yskas is nommer 7. 'n heater is nommer 2. 'n geyser. Ag, heerlik. Daar is jy. Ek het nie gedink aan hom as 'n appliance nie. Wat het jy gedink aan hom? Ek weet nie, ek hang nog in die kombuis rond in my kop. Kyk ek rond in die kombuis. En kyk jy is die persoon wie ek ken, wie se geyser die fucking warmste is. As jy net jou rooi water, warm water oopmaak, dan gaan jy so rooi wees soos 'n kreef. Ja, maar ek wil nie sukkel met warm water nie. Ek ken my alhoewel ek het dat hulle my nuwe geyser met 5 grade afstel. Imagine, wat is hy nou? 65? Ja, hy is nou op 60 grade. Okay, exactly. Ek meen, watter lewende mens oorlewe in 60 grade? Maar dis ek my koue kraan bykom, Matthys. Ek wil nie in lou water stort nie. Ek wil mens moet skoon kom. Champagne problems. Jy moet 'n bietjie rooi wees as jy uit die bad of stort uit klim, anders is jy nie skoon nie. Okay. Agter jou ore. So 'n geyser vat on average 240 kilowatts en dit gaan jou omtrent R840 uit die sak uitjaag. Dit is nou met die nuwe per maand. Dit is nou met die nuwe prysverhoging wat daar was. 'n Heater gaan jou 630, jou stoof en jou oond kombinasie 472, 'n tuimeldroër. En kyk, ek is stout vir 'n tuimeldroër. Jy is mal vir 'n tuimeldroër. Ek het myne weggegee. Ek kan nie met goeie wat hard is nie. Wel. Rarig. Ek kan nie met ek kan nie Jy kan nie met wat nog nie, Matthys. Ook nie met goed wat sag is nie. Doe dat. Maar ek kan nie met 'n handdoek wat hard is. Ja, jy hou nie van harde handdoek nie. Ek voel fucking arm. My handdoek moet nie crispy wees nie, maar hy moet nie skierpapier. Hy moet 'n bietjie grof wees, maar nie skierpapier nie. Ek kan nie met dit nie. Voel nie vir my luks nie. So tuimeldroër is 315. Selfde as jou pool pump. Ja, daai pool pump. Daai is bliksem op 315. Dan 'n airfryer. Kyk, want dis mos nou die nuwe craze, né? Almal het 'n fucking airfryer. En almal skryf 'n fucking resepteboek oor 'n airfryer. Dit is nou it's like electricity that was invented. So airfryer on average gaan jou R158 kos. Dis nie so bad nie. Dis is dis goedkoper as 'n stoof en 'n oond. En dan neem ek aan hulle daai gebaseer op as jy elke dag iets kook in die airfryer, iets gaar maak in die airfryer. Ja. Dan jou wasmasjien, dit is nogal krities, maar hy moet gereeld werk. Ons bly nie in die UK nie. Myne ook. 105. Jou dishwasher waarvoor ek en jy albei stout is. Ek sal 2 koppies was in die dishwasher. Dis R105 en dan die ligte in jou hele huis is ook omtrent R105. So daai geyser is die bliksem. Ja, geyser is die bliksem. Ja. En dan kom die groot debat nou nog, Matthys. Dit moet ons ook uitvind. Ja. Geyser aan en af of geyser net aan die hele tyd? Want party mense sê same. En ander mense sê nee. Ja. Myne is op 'n timer. En ek kan regtig op prepaid kan ek die verskil sien.
Okay. Okay, maar ek dink op stadium moet ons 'n ekspert kry. Daar's nou my oorgefluister. Ons het 'n ekspert. Wat vir ons hier Ek en jy is nog so onprofessioneel soos weet, ons as Johan en ons oorvleis dan kyk ons nog steeds vir hom. Just like, Wat sê jy? Wat sê jy? Hallo? Okay. Ja. Anyways. Okay. Die ander ding so ver van Piers Morgan vibes af. wat nommer 20 is. En ek het nou nog 'n ding daaroor gelees wat hulle gesê het dat jou selfoon charger moet jy nie die hele tyd ingeplug hou nie. O, Jy moet ek hom het dit ook uitkry. al gehoor, ja. Want dit vreet soveel krag. As hy die hele tyd fucking ingeplak is dit R28 'n maand. Maar wat ek gehoor het is Adds daar het al cellphone chargers ontplof. Dis hoekom hulle sê jy moet jou cellphone charger nie inhou. Okay, maar die sê hele tyd. jy ook nou wat 3 keer terug na jou huis toe om seker te maak jou oond en stoof se hoofskakelaar is af. Jou straightener is uitgeplak en fucking Ek het al soveel dinge nou in plek gesit, Matthys. Jy's Ek het nou net my gas. Wat? Ek gebruik glad nie my stoof nie. Ek het die gas in die Ja, jy's airfryer. paranoid. Ja. Dit help baie met my paranoia. So op hierdie stadium die enigste ding waaroor ek paranoid is nog steeds is die hair straightener. Jou So hair wat ek straightener. nou doen is So jou hair straightener kos jou omtrent R35 'n maand en jou haardroër 42. dis cheap. Exactly. Nee, dis weglaatbaar. Jou router wat die hele tyd moet ingeplug wees. As jy internet het in Suid-Afrika, likely, is R35. Okay. So- Ja, die geyser is die bliksem. Dis is die bliksem. Nou wat ek nou ewen doen met die hair straightener, die min daar wat ek hom gebruik, want ek like mos nou maar die curly look. Ek het nou maar vrede gemaak met die curly look. Ek plug hom uit en dan dra ek hom tot in my sitkamer, dan sit ek hom daar. Sodat ek weet hy's weg van waar ek hom gebruik het. En dan wanneer ek kom daar by die derde stopstraat op pad werk toe, dan onthou ek, nee, jy het hom in die sitkamer gesit. Hy's definitief uitgepak. Ja, jy's nogal The things we paranoid do oor for a dit. bit of peace of mind. Exactly. Ja. Okay, maar ek dink het jy nog iets wat jy wil sê want vir peace of mind, ek moet gaan piepie. So Al uit wyn. ja. Nee, Matthys, hierdie was my moer lekker hoor. Okay. Ek hou regtig van hierdie vibe. Ag, dankie Colleen. Ek is bly jy hou daarvan. Ek hou baie Dit gaan daarvan. jou- Dankie vir die moeite wat jy en ons veerlus vervaardiger doen. Ag, eintlik doen ek niks nie. Ek kom ook maar net soos jy. Anyways. Okay, so dit was dan nou Reflects van die 29ste April. Laaste 1 April. Volgende week is ons terug met nog geklets. En dan gaan jy ons studio sien. Lekker. Lekker julle. Lekker. Hou vas jou dop. Hou Check vas hierdie jou move. matras. The Want force die is vos los. Is weer los. Dit is gewoonlik los. Al die vosse is los. Anyways, moving Anyway, on swiftly. bye. Cheers. Bye. Kyk toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, "Raai, vir my weer, ja, nog toe hoor ek dit mense. Soms hoor ek maar net, albei net.